hartlike goeiemiddag, miskien al aand daar by u, en welkom by ons digitale video's, waar ons vir u hopelik 'n bietjie inspirasie kan bring van die Koninkryk van God. Voordat ons begin, kom ons sluit die oë. Liewe Here, ons is dankbaar, ons kan weer eens aan die einde van nog 'n Sabbat by mekaar kom, waar ons nou hierdie week afsluit, Here. Hier waar ons moet regmaak vir 'n nuwe week, 'n werksweek, waar daar soveel dinge is wat gebeur, maar Here, met hierdie boodskap, weet ons ook dat U het nog 'n week in ons lewens bygevoeg, en ons wil net U bitter baie dankie daarvoor sê. Wees met ons nou verder in hierdie kort gedagtetjie, mag U ons gedagtenis en alles reinig, mag U ons insig gee, sodat ons U liefde en genade beter kan leer ken. Amen. Vanaand se gedeelte is binne maak saak, nie buite nie. En die skrifgedeeltetjie is 'n baie bekende gedeeltetjie wat jy baie goed ken, word baie keer gebruik, is Filippense 4 vers 13. En dit sê die volgende: Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nou, die storie van vanaand gaan oor 'n jong matroos wat op 'n skip aangestel is, en redelik een van hierdie groot skepe. Maar vanweë sy ouderdom, net soos in enige beroep, wanneer jy maar jonk is en net aangestel is en jy is nog nie eens 'n jaar of daar nie, dan doen mens baie keer dinge wat jy voel is baie onbenullig. Dit is asof jy ouens so 'n bietjie gebruik vir 'n vloerlap, jy weet, gaan doen die klein goedjies en die groot goedjies, nie is die goed waarvoor jy baie keer aangestel is nie. En ek weet in ons bedryf ook, jy weet, die ou begin aan, hy sê, hoor jy, is ek 'n paper pusher of kom ek bietjie kennis deel? En wat op hierdie skip eendag gebeur is tydens een van hierdie vaarte waarop hulle is, breek al 'n ewige storm op die see. Nou, ek weet nie wie van julle het al baie van hierdie videofoto's gesien van daai golwe, wat lyk asof daai klippie so klein is en amper daai skip oorval nie. En dis een van daai storms gewees wat hierdie duining so hoog is, dat jy nogal redelik angsbevange raak wanneer jy op 'n skip werk. En met die ewige reën en die water wat slaan, alles lyk net de mekaar. As 'n jong matroos, wanneer jy hierdie vir die eerste keer raak sien, dan raak 'n mens nogal benoud, jy weet, ek meen, wanneer die duinings groter as die skip lyk, dan begin jy wonder, gaan ons dit maak? En terwyl hy vrywillig altyd aanbied om te help, waar kan hy help, wat, herinner die kaptein hom aan een ding. Hy sê vir hom, onthou die werk wat ek jou gegee het, en hou net aan daarmee. Naamlik, en dit is om die water uit die skip uit te kry. Dit is nie 'n groot werk nie, maar jy moet daai water uit die skip uit kry. So hy is altyd die ouetjie, wanneer die duinings kom, dan moet hy die pomp aan, sodat hy met die water uitpomp. En dis net hierdie klein werkie, en daar's soveel buite wat nou gebeur. En na hierdie storm verby is, sien die kaptein hoe sit hierdie jong man moedeloos. Hy sien hy sit daar, en hy kan nie verstaan nie, want eerstens, hulle is deur die storm, hulle het dit gemaak, maar hy besluit, hy moet hierdie jong man aanmoedig. Jy sien, baie keer in ons lewens, moet ons die jonges aanmoedig, om hulle positief te kry. Hy sê vir hom, sien jy daai storm daar buite? Hy sê, dit is nie die storms daar buite, wat maak dat hierdie skip sink nie, maar wel die water, wat aan die binnekant is. Al hierdie water wat jy omsien, al hierdie duinings, dit maak nie skip sink nie, maar die water aan die binnekant, wanneer dit te veel raak, dit maak die gewig, en dit trek daai skip af. Jy sien, ons moet in ons lewens nie toelaat, dat die storms van die lewe en die wêreld, ons van buite af so druk en aanhoudend druk nie, dat ons negatief raak, dat ons net probleme raak sien. Elke dag word ons getuister, elke dag word ons moed in die grond gedruk, maar op die einde van die dag het ons hoop, ware hoop, wanneer alles teen ons werk. Ons hoef nie op ons eie kragte staat te maak nie. Hoekom nie? Die belofte in Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Alles in staat. Ons het toegang tot hierdie krag van God. God se krag en sy genade om my en u te lei deur hierdie storms. Jy sien, soms is ons so buite, wanneer ons kyk na die buitekant,
dat ons vergeet, maar ons verhouding is hier. Ons verhouding is tussen my en God, en nie die wêreld daar buite nie. Jy weet, wanneer ons gerus raak, en ons kom agter dat my swakhede wat hierdie wêreld nie kan verander daar buite nie, kom die Here te hulp, en hy versterk my in die binnekant. Hy versterk my gedagtes, my hart, my geloof. En wanneer ek of u dalk wanhoopig raak, of ons voel dalk moedeloos, oorweldig, is dalk tyd om Ieskip se water uit te pomp. Miskien is dit tyd om daai vrees uit die lewe te probeer kry, daai angs en moedeloos, en dit uit te kry uit u uit en weg te gooi, want die buitewêreld gaan nie my en u beïnvloed, terwyl ons 'n kind van God wil wees nie. Tot sover gaan ons gaan, kom ons sluit die oë. Liewe Heer, ons is dankbaar dat uit 'n klein voorbeeld van 'n jong man kan ons soveel leer, soveel raad, soveel oortuiging. En Here, wanneer ons moedeloos raak, wil U nie help dat ons daai moedeloosheid en wanhoop van water net uit ons sal pomp na buitentoe gooi nie. Sal U ons nie help om aan daai krag vas te hou, soos wat Filippense vir ons sê nie. Ek is tot alles in staat met Jesus se krag. Maak nie saak wat die lewe vir ons bring. Mag ons ook terugkyk in ons lewens wat U vir ons gedoen het. Mag dit ons geloof sterker maak. Mag dit die waarheid in ons sterker maak, sodat ons nie net vir onsself sal hou nie, maar sal uitleef in hierdie wêreld waar daar net storms en water is, terwyl mense se bote sink. Wees met ons ook nou in hierdie week wat voorlê, 'n nuwe week. Behoed ons, beskerm ons en maak ons ligdraers van U koninkryk. Ons vra, Here, wees nou met ons, en ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus naam, amen. Sterkte vir die week, mag U boot leeg van water hou, sodat hy sal aanhou dryf tot Jesus op die wolke kom. Amen.